Goeiedag lieve vriende, baie welkom by Huiswiks. Maandagmiddag kom ons na 'n vergadering hier van Hendrina se kant af teruggery Ermelo toe. En daar in die lande sien ek 'n stroper wat soos stroop laat die stof so staan en daar word in my hart so ietsie van 'n dankbaarheid wakker dat daar arm van die boere is wat kan begin stroop. Maar Dinsdagoggend toe ek wakker word, toe reën het so fyn daar buite en my hart krimp ineen en ek dink aan die boere wat wil stroop en die lande wat nie wil droog word nie en die vog wat nie wil ophou nie, die reënetjies wat so nou en dan alles weer nat maak en ek besef maar net wat 'n beproewing moet hulle maar in hierdie tyd deurgaan, die swaar daarin en mens voel so 'n stuk simpatie. In die Bybel lees ons van 'n man wat na Jesus toe storm. In een van die evangelies praat hulle van Jairus. Ander evangelie sê nou nie regtig sy naam nie, maar hierdie raadslid van die sinagoge kom by die Here Jesus en sê my dogtertjie lê op sterwe en die Here Jesus is op pad om haar te gesond maak en daar kom 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly en sy breek die hele konvooi en alles staan stil. Intussen kan jy mos nou hierdie man se angs en benoudheid sien hoe hy eintlik rondtrap. En terwyl die Here met hierdie vrou besig is, dan kom daarvan die mense, van sy mense by hom aan en sê, hoorie, jou dogtertjie is oorlede, moet die meester nie verder pla nie. En ek kan hierdie man se gesig sien, ek kan hom aanvoel hoe alles in hierdie man so sak. Dis waarskynlik wat Dinsdagoggend met baie boere ook gebeur het, hier reënby wat so opgaan, en dit is wat met ons almal gebeur as 'n beproewing oor ons pad kom, en ons kom by daai punt wat ons sê, dis nou verby. En dis in daardie oomblik wat die Here Jesus Christus, en dis wonderlik hoe die Here se opmerksaamheid hier so staan, maar Jesus het dit gehoor, hierdie mense wat vir hierdie raadslid sê, moet die leermeester nie meer lastig val nie. Jesus het dit gehoor en hy sê vir hom, moet jou nie ontstel nie, glo net en jy sal gered word. Ek wil nie op die detail ingaan dat die Here vir hom sê, jy sal gered word nie. Ek dink dis 'n manier van die Here om vir hom te sê, daar's hoop. Maar dis die belangrike wat ek dink ons in hierdie tyd moet sê, en ons bid dit vir ons boere. Kom ons hoor weer, die Here Jesus wat die hopelose woorde van mense hoor, ag dit is te laat, moet die meester nie pla nie, die koel is deur die kerk. En die Here Jesus wat na hierdie man toe draai, sy nood aanvoel, vir hom sê, hou net moed, dis nie te laat nie, jy sal gered word, bly net glo. Vriende, en ek wil regtig vir elke mens, nie net vir die boere vanmôre weer uitdaag, as daai stemme van mense rondom jou toe sê, dis verby, dis nooit te laat vir die Here nie. Die Here sê vir hierdie man, hou net moed. Dis die belangrike ding. Vir Jesus, vir God, is niks ooit te laat nie. Kom ons glo dit. Vader, ons sê vir U dankie dat U die een is wat hoor, en wat aanvoel die nood in elkeen se harte. Ons bid vir ons boere in hierdie tyd, ons bid ook vir elkeen in nood, hulle wat van kanker gehoor het, hulle wat van teëspoed gehoor het. Here, wil U Gees nie vanmôre in elkeen van ons harte inspreek, die woorde, moenie moed verloor nie, want U is in beheer. Amen. Vriende, mag jy dit vandag in jou ore hoor, hoe die Here vir jou sê, moenie moed verloor nie. Lekker dag. Here, daar sien 'n landie so ver of woes geleë, soos die sandland wat U nou vir my kom gee, want selfs in hierdie